Goeiemôre. Dis baie lekker om julle almal te sien. Dankie vir almal wat vir my gesê het welkom terug. Ook so aan julle, vir die wat voorreg gehad het om ook 'n bietjie vakansie te kon hou. Dis goed en dis belangrik. En ek wil net gou sê wat die groot storie naweek betref, die werkswinkel wat ons aanbied rondom die Bybel. Ek doen dit 'n Vrydag aand en dan 'n Saterdagoggend. So as jy dit net laat jy weet, dit is die tyd wat dit vat, 'n Vrydag aand en so van 6:00 eet ons ietsie klein saam en dan is ons so 8:30, 9:00 klaar, maar dan het mense gewoonlik so baie vrae, dan bly ons tot 12:00 toe. En dan Saterdagoggend dan hier van 8:00 af koffie en beskuit en dan 8:30 trek ons weer weg en dan is ons voor middagete klaar, want ons kan nie nog middagete ook gee nie, dan raak dit te duur. So as jy dit nog nie gedoen het nie, of as jy dit 'n tweede keer wil doen, jy is so welkom. Ek sien so uit om saam met jou net ook hierdie naweek tyd te spandeer met die woord van die Here. Ons is besig met 'n reeks. Hierdie reeks is so belangrik dat ek besluit het ek wil nie iemand moet uitmis nie. So ons het nou die eerste diens mense gevra om weer 1 uur terug te kom. Dat ons nou lekker tyd het, dan gaan ons nou weer deur die hele reeks gaan. En dan is ons 1 uur klaar en dan kom hulle vir deel 2, nie ek terg. Maar ek wil graag saam met jou net weer dink oor dit waarmee ons hierdie vakansie besig was. Dit is so 'n belangrike deel van ons jaartema ook. Koning Jesus, marked by his glory, known by his love. Hoe lyk dit in die praktyk, veral as dinge moeilik gaan? Hoe lyk dit om koers te hou en om ander mense te help om koers te hou? So kan ek gou vir jou vra, wat is die eerste ding wat by jou opkom as ek die volgende woord sê? Troos. Miskien is dit 'n prentjie van iemand wat jy ken, wat so is. Hulle oral waar hulle gaan bemoedig hulle troos mense. Miskien is jy al getroos en jy kan nou dadelik aan tye dink wat jy die ondersteuning van mense gekry het en hoe dit jou gehelp het. Miskien 'n scenario wat afspeel waar jy dit vir iemand kon wees. Ek wonder of een van jou eerste gedagtes is hoe ons die reeks begin het. Dat een van die uitstaande kenmerke van God self is dat hy 'n God van troos is. En dis die teksgedeelte waarmee ons begin het en ek wil tog uitnooi, jy kan dit gerus self gaan lees, 2 Korintiërs 1. Paulus skryf, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking. In Paulus se wêreld kon jy nie die woordjie God gebruik het nie, of betekenisvol nie. Jy moet sê van watter God jy praat, want daar is baie gode. En dis hoekom Paulus altyd skryf, God die Vader van ons Here Jesus Christus. Die God wat ons leer ken in Jesus, is die Vader van ontferming. Ontferming, ons het kyk na daai woordjie. Dis asof jou ingewande in beroering kom, omdat jy nie op 'n meerderwaardige manier, shame, kyk hoe sukkel die arme bloetjie nie. Nee, glad nie dit. Dis 'n vereenselwiging. Die God wat ons in Jesus leer ken, is 'n God wat hom vereenselwig met ons pyn. Jesus huil by die vriend se graf, Lazarus. Hy gaan hom nou uit die dood uit opwek, maar hy huil nog steeds. Innerlik beroer as God kyk na ons lyding. Vader van alle vertroosting, Parakletos is die Griekse woordjie, letterlik hak in, ondersteun. So vir mense, as hulle deur moeilike tye gaan, beleef hulle God is op 'n afstand. Daar's nie fout met jou as jy dit beleef nie. Lees maar die psalms.
Die feit is net, dis nie die waarheid nie. God is nie op 'n afstand nie. Hy hak by jou in. Dis God. God die Vader. God die Seun. Ek het altyd gesukkel en dit het met my brein gesmokkel. Hoekom as Paulus praat oor sy lyding en selfs in die deel, dan noem hy dit die lyding van Christus. En toe sê een van ons leiers, nou dalk Jacques, ons kampusleier daar in Auckland in Nieu-Seeland, seker maar omdat ons meetings is mos nou so hy sal amper half van die slaap as ons meeting het. Is Nieu-Seeland. Mos nou. So ons meet op Zoom. So hy was so half deur die slaap seker al en dan sê hy ons baie keer goed. Nee, ag ek terg man. Die punt wat ek wil maak, sê Jacques, Jesus het homself so kom vereenselwig met ons lyding, dat ons lyding nou sy lyding geword het. En toe hy dit sê, dink ek, Texas, dis die antwoord waarna hy het gesoek het. Die enigste God wat bestaan, is 'n Vader van ontferming, is 'n God wat self 'n mens word, sodat hy alles kan deurgaan waar jy gaan, sodat hy jou kan troos, by jou kan inhak en sê, het gaan oké wees. Jy gaan dit maak. En dan as Jesus van die Heilige Gees praat, hoe noem hy die Heilige Gees? Die Parakleet. Die trooster. Vriende, die uitnodiging van hierdie reeks is dat jy in enige lyding, en ek sê nie dis maklik nie, ons gaan nou sien, vir Paulus was dit glad nie maklik nie, maar in enige lyding kan ek en jy God nog meer leer ken as die Vader van ontferming en die God, ek hou van hoe die ou vertaling het sê, van alle vertroosting. Vir die troos wat jy nodig het, hy het dit. Alle vertroosting. Toe het ons gekyk na, hoe leef ons in dit? En ons lees dat Paulus skryf oor sy eie lewe, hy sê, want broers, ons wil nie, julle moet onkundig wees, dieselfde hoofstuk, oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het, deur die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was. Ons is nie heeltemal seker nie, maar dit lyk of Paulus in Efese, daar was mos 'n hoogtepunt. Ek bedoel, mense het hulle toorboeke kom verbrand, die evangelie het van daar af versprei, daar het magtige dinge gebeur. En toe ewe skielik is dit asof die bose terugslaan. Ek weet nie, ons weet nie mooi nie, maar dit lyk of Paulus van daar af Korintiërs toe is, daar gaan kuier het, en daai gemeente verwerp hom toe as leier. Toe kom hy terug, en toe beland hy in die tronk in Efese. En hy gaan in 'n donker tyd in sy lewe. Hy beskryf dit sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens, wat ons self betref, het ons al as dit ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Paulus was in so 'n diep gat, dat hy hoop opgegee het op die lewe. Ek vind min mense aan al die skrifgedeelte aan. En dit pla my. Dit pla my want geloof beteken nie om jou moeilikheid te ontken nie. Jy gaan nie na Jesus toe stap as Jesus sê, ek is tot die dood toe benoud, bid saam met my vir sy vriende, sê hy dit. Jy gaan nie na hom toe stap en sê, Jesus, ons fout met jou geloof nie. Nee. Geloof is nie ontkenning nie. Geloof is om in die moeilikheid te weet, God is die Vader van ontferming en die God van vertroosting. Maar Paulus het jou so diep gegaan, hy het selfs opgegee. En ons weet nie,
Ons weet nie presies nie, maar as jy Paulus se lewe lees en jy lees al sy briewe, dan lyk dit vir ons asof daar sekere dinge is wat gemaak dat selfs wanneer Paulus in daai donker gat is, het hy sekere dinge aanhou doen. Hoe leef ons vanuit God se troos en bemoediging in die donkerste? Vriende, jy en ek het nodig om ritmes in ons lewe te hê. Ritme van gebed. Jy weet hoe 'n ritme werk. 'n Ritme is, wanneer jy nie lus het, doen jy dit in elk geval. Né? Dis 'n ritme. Ek is nie lus om my tande te borsel as ek lekker geëet het nie, maar ek doen dit nou maar. Dis vir my die slegste ding om as ek lekker geëet het in die aand te dink, ek moet nou later my tande borsel. Dis horrible. Sorry vir daai voorbeeld. Die punt wat ek wil maak is dit. Paulus het ritmes in sy lewe gehad, 'n ritme van gebed. Selfs toe hy nog 'n fariseer was, 'n ritme, 3 keer 'n dag bid hy. Verseker het hy aangegaan met daai ritme selfs toe hy voel, daar's niks nie. Daar's nie eers hoop op die lewe nie. Ritme met die skrif. Bou ritmes in jou lewe in. Het jy gehoor toe hy praat oor sy lyding, toe praat hy van ons. Die moeilikheid waardeur ons gegaan het. 'n Ritme waar jy nie jouself isoleer nie, maar jou lewe deel met ander. Een van ons leiers sê altyd, the enemy first isolate you, then he violates you. So hoe leef ons vanuit die bron van ontferming en vertroosting? Ritmes. Bou ritmes in jou lewe in. Wanneer dit goed gaan, bou dit in. Gebed, skrif, ander gelowiges. Maar as Paulus praat oor die troos van die Here, hoor wat sê hy. Hy sê hy bemoedig ons in al ons verdrukkinge, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkinge verkeer, kan bemoedig. Met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Dit is vir my so treffend as jy daai hoofstuk verder lees hier aan die einde van die hoofstuk sê Paulus, dat dit is deur God wat ons in Christus 'n vaste fondament gekry het. Ek het daai versie daarop, jy moet net gou daar sit. Dit is God wat ons saam met julle in Christus 'n vaste fondament gee. Vriende, hoe hou jy koers wanneer die lewe om jou storm? God drie-enig wil jou kompas wees. Sy bemoediging, sy troos, sy inhak. Maar dan net daarna sê hy, en ons gesalf het. Onthou julle dis wat Christus beteken? Wat beteken Christus nou weer? Gesalfde. Hier is die tipe koning wat Jesus is. Hy kry innig jammer en hy haak in. Ons kan doen met meer sulke konings. Maar nou sê Paulus, ons is nou gesalf. Ons. Christus is die gesalfde, maar in Christus is ons nou gesalf. Die Heilige Gees werk nou in jou en in my, sodat ons die troos van die Here met ander kan deel. En vandag wil ons so 'n bietjie gesels om die reeks dan te land. Hoe lyk dit in die praktyk? Die skrifgedeelte vir my, wat al die dinge die mooiste bymekaar bring, is Romeine 8. Dis 'n baie lang hoofstuk. Ons gaan net enkele verse saam lees en ek gaan nou uit die Engels uitlees. Net aspres. Meekter. Daar's 'n baie goeie vertaling op die Bible app. Kan jy hom aflaai? New Testament for everyone. Ek is nou jammer ek het dit nie op die skerm gesit nie. Maar jy kan hom gaan kry daar, jy kan hom gaan download. En vir my is dis nou die Engelse vertaling wat ek graag gebruik. Baie goeie vertaling. En jy gaan nou sien een van versies wat ons baie goed ken, hoe hy dit anders vertaal en hoe iets uit dit uitkom wat juis beklemtoon. God wil ons gebruik. Wanneer mense in moeilikheid is en die kans is daar dat hulle koers verloor, wil die Here juis ons gebruik in dit. Om sy bemoediging, sy parakleet,
sy inhak te wees vir ander mense. So, okay. Romeine 8 van vers 18 af. This is how I work it out. Vriende, luister nou gou mooi. Jy kan nie iets vir iemand beteken as jy dinge nie vir jouself uitwerk nie. Okay? Jy moet hierdie goed vir jouself uitwerk. Jy moet ergens op 'n klip gaan sit. En jy moet gaan dink oor die lewe. Jou lewe. Ons almal het moeilikheid in ons lewens, maar party mense wil nie dink oor die moeilikheid nie. En Paulus het sê, I work it out. This is how I work it out. The sufferings we go through in the present time are not worth putting in the scale alongside the glory that is going to be unveiled for us. Yes, creation itself is on tiptoe with expectation, in the hope that creation itself would be freed from its slavery to decay to enjoy the freedom that comes when God's children are glorified. Let me explain. We know that the entire creation is groaning together and going through labor pains together up until the present time. Not only so, we too. We who have the first fruits of the Spirit's life within us are groaning within ourselves as we eagerly await our adoption, the redemption of our body. Nou, vriende, ek het Romeine 8 so gelees, tot by vers 17. As iemand in Christus is, geen veroordeling nie. Heilige Gees, 'n Gees so wat in ons roep, Abba, God is my Pa. Ek is so excited, dan kom ek by vers 18 en dink ek, wat gaan nou met Paulus aan? Nou praat hy oor die lyding in die skepping, net hier tot by vers 30 en dan raak dit weer opgewonde. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niks kan ons skei, julle ken nie. En ek het agtergekom, die middelstuk is actually baie belangrik. Wat sê Paulus? Hy sê die hele skepping sug. Maar dis nie 'n hopelose sug nie. Mens kry 'n hopelose sug. Die skepping sug met hoop. Wat is die hoop? Om vrygemaak te word van verganklikheid. Hy sê nie net die skepping sug nie, ons sug ook. Ons wat die Heilige Gees as God se eerste vrug het. Ons sug. Waarvoor sug ons? We await our adoption, the redemption of our body. Nou kom ek sê nog gou, vriende, as hierdie nou vir jou vreemd klink, gaan dink. Gaan lees die Bybel en gaan dink. Die skepping op hierdie oomblik is nog nie soos God dit wil hê nie. Dinge is stikkend. Ons lywe sê dit vir ons, né? Hoekom is dit belangrik? Want Paulus sê die hele skepping sien uit, ons sien uit na dit wat God beloof. Hy gaan alles nuut maak. Alles. Tot my lyf. Vir julle wat jonk is, beteken dit niks, maar my maat raak maar 'n bietjie ouer. As jy bly. Mense, ek weet nie wat om te doen nie. Maar as jy daai prentjie sien, van God, wat nie net beloof nie, maar wat 'n mens word en deur al die lyding gaan, sodat hy 'n nuwe toekoms kan waarborg. Ek maak alles nuut. We await our adoption,
the redemption of our bodies. Ons sien uit dat Jesus terugkom, het kan vanaand wees. En as Jesus vanaand kom, is daar nie meer dood nie. Nooit weer heil nie. Nooit weer nie. Dus die week was nou, maandag het ons Jaco, ons spanleier se vrou, Mariette se ma is oorlede. Ons het maandag haar roudiens gehad. Ons het Vrydag 'n roudiens gehad van een van ons geliefde fietsryers. Gister is ons hondjie van 16 en 'n half jaar. Het ons haar nou gegroet, Cindy. Die dood is 'n vark. Is 'n vyand. Ek haat dit. Ek haat die dood. En die Heilige Gees sug. En ons sug. Maar dit is nie hopeloos nie. Jy sien, jy kan nie iemand help as jy nie hoop het nie. Jy kan nie. En ons hoop is in God, wat beloof, ek maak alles nuut. En hoe het hy dit accomplish? Hy het self mens geword. En hy het alles, selfs die dood, op hom geneem. Sodat hy vir ons 'n nuwe toekoms kan gee. So hierdie is baie belangrik. Ek het al hoeveel keer by mense gesit, nou dag weer by begrafnis, na die tyd kom 'n vrou vals in my, 'n wildvreemde vrou val my om my hals. Hoe sê mense om die hals? Wat sê mense? En sê, dankie, vir 18 jaar lank loop ek met 'n kwaad in my hart teenoor die Here, omdat hulle gesê het, hy het my kind kom haal. Jy kan nie na die wêreld kyk hoe hy nou is en sê, dis die Here se wil nie. God is met ons op pad. En ons as Christene het die voorreg om te weet waantoe is hy met ons op pad. Ek maak alles nuut. We await our adoption, the redemption of our bodies. Luister, as Jesus vanaand kom, dan gaan jy dit sien. Maar tot dan glo ons dit. Maar nou wat het dit te doen en hoe help dit ons? Dit gee vir jou hoop. Ons heil. Kyk, Christene moet kan heil. As jy nie kan heil, dan wonder ek of jy 'n Christen is. Ek dink. Maar jy moet kan heil, want God heil. Kortste versie in die Bybel. Wel, ek het altyd gedink as die kortste, toe sê Nagel, die kortste een in die Bybel is bid sonder ophou. Albei is 3 woorde. Maar daai twee gaan nogal saam. Jesus het gehuil, bid sonder ophou. Hy gaan nou sy vriend uit die dood uit opwek, maar hy huil. Want dis wie God is. Hoor gou wat sê hy oor die Heilige Gees. In the same way too, the Spirit comes alongside and helps us in our weakness. We don't know what to pray for as we ought, but the same Spirit pleads on our behalf with groanings too deep for words. Die Gees, God se Gees sug saam met ons. So hoe help ons ander mense? Ek dink hierdie visie van 'n God wat alles geniet maak en tot dan is hy die Heilige Gees wat met ons is en saam met ons sug. Nie hopeloos nie, soos 'n vrou wat besig is om te kraam. Daar's baie hoop, baie pyn, hoor ek. Maar baie hoop, né? Ek wil as daar nie hoop was nie. Baie hoop. Nuwe lewe. En dan hierdie vers. En dis hoekom ek hou van die vertaling. En daar's 'n paar vertalings wat dit so vertaal. We know in fact. En dis my gebed vir hierdie reeks,
dat dit 'n uitnodiging sal word in jou lewe, dat elke keer as jy deur lyding gaan, of as jy iemand bystaan wat deur lyding gaan, dat die fact vir jou al hoe 'n groter fact sal word. We know in fact that God works all things, goeie en slegte, together for good, lees saam met my hardop, with those who love him, who are called according to his purpose. Vriende, alles werk nie ten goeie mee nie. God werk in alles. Ons moet dit ophou sê, alles sal goed uitwerk. Nee, God werk in alles. Maar het jy gehoor? En die Griekse werkwoordjie, of die Griekse woordjie synergeo, waar ons woordjie sinergie vandaan kom. Synergeo, saamwerk, sinergie. God werk saam met die mense wat hom liefhet. Wie is die mense wat hom liefhet? Die mense wat kan sug saam met die Heilige Gees. Wat kan sug en sê, Here, hierdie is die reg. Toe Dominee Henry Vrydag die roudiens doen, ek het so die Here in my hart net gedank vir leiers wat kan sê, dis nie reg nie. Dis nie hoe dinge moes wees nie. Dis nie die Here se wil nie. God is met ons en hy sug saam met ons. Die Gees sug. En wanneer ons saam met die Gees sug, werk God saam met ons. Kan jy dit dink? Kan jy dit dink? God werk saam met jou. Nie jy saam met hom nie. Hy werk saam met jou. Hy gebruik jou om sy troos met mense te deel. Hoe doen ons dit in die praktyk? Hier kan ons nou 600 goed sê. Ek onthou vir Tannie Annemarie Beyers was in die eerste diens, toe help my gou reg. Tannie Annemarie, sy was 'n proffie in sosiologie en sy het gemeenskappe gehelp wat arm is om opgehef te word. En sy het ons altyd gewaarsku. Pas op vir charity. Pas op vir charity. Sy het nogal altyd 'n boekie gequote, When Helping Hurts. Ons kan deur hulp mense seermaak. So hoe doen ons dit? In Doxa praat ons baie van hierdie eerste ding, we have to move from concern to compassion. Concern is die ou wat kan sê, dis die regering, kyk wat gaan hier aan, en ons blameer alles en almal, en ons het al die antwoorde. Maar dis concern, dit doen niks. Julle ken almal die storie van toe Jesus die duisende mense gevoed het. Waar begin daai storie? Toe hy uit die boot uitklim, toe kry hy hulle innig jammer. Dis compassion. Die disippels wil die mense wegstuur, gaan laat hulle vir hulle kos kan koop. Jesus sê nee, ons gaan vir hulle sorg. Daar's 'n stuk geloof wat die Heilige Gees in 'n mens wakker maak. En dis asof geloof en compassion saamgaan. Praat nie nou van simpatie nie. En dis selfs my dieper as empatie. Dis 'n geloof, God wil hierdie mense help. En hy wil saam met my werk. Concern is 'n ander wêreld as compassion. En dan gaan ons moet leer om weg te beweeg van handouts af na hand up. Charity in ons wêreld stroop mense van hulle menswaardigheid. En vriende, jy kan hieroor gaan dink, ek weet nou nie, daar's eintlik 600 goed wat ons moet sê vir mekaar. Maar as ons hierdie roeping wil uitleef, van om mense in te hak, gaan ons anders te moet begin dink as charity.
So hoe? Ek dink 4 goeters is baie belangrik. Ek dink gebed is die beginpunt. Dis die Gees wat sug en is ons wat sug en ons weet nie reg hoe om te bid nie, maar die Gees tree vir ons in, maar dit beteken jy bid al weet jy nie hoe om te bid nie. Dis by the way 'n baie goeie ding om te bid. Here, ek weet nie wat om te bid nie. Bid dit 'n bietjie as jy saam met iemand bid, wat iemand aan die dood afgestaan het. Here, ek weet nie wat om te bid nie. Maar ek weet, u weet. En u sug. Ek sug net saam. Sug julle. Huh? En God werk saam. Ek dink dit begin regtig by gebed. Ek dink as jy gaan lees hoe Handelinge die eerste kerk beskryf, is dit een van die uitstaande kenmerke. Hulle het gebid. Want dis ons wat saam met die Gees sug. Vader, hoe lank nog? Here Jesus, kom. Kom, Here Jesus. En in daai sug is dit nie 'n weghardloop nie. Nee. In daai sug word daar dinge gebore. Ek dink gebed, ek dink groep of gemeente. Vriende, don't go at it alone as dit kom by mense help. Jou emosies kan met jou op hol raak. Hê iemand met wie jy kan praat. Pak dit aan as 'n groep. In 'n groep is daar ook verskillende gawes. As mense wat planmakers is en goed kan sê, en daar's ander mense wat kan net luister, en daar's ander mense, daar's verskillende gawes. As jy wil betrokke wees by mense in nood, pak dit saam met ander mense aan. En dan wil ek sê, moenie onderskat net jou teenwoordigheid. Hoe bemoedig die Here ons? Die Heilige Gees is teenwoordig. Hy's teenwoordig. En partykeer vat dit lank, né? Dit vat lank voor dinge verander. Ja, mense, die lewe is nie 'n fliekie. Hy vat jou ook die fliek toe nie. Die probleme word nie in 2,5 ure opgelos. Dit vat lank, maar die Gees onttrek nooit. Kyk hoe geduldig is hy met my. En met jou. Teenwoordig. Om so by iemand te wees. Daar te wees. Moenie jou teenwoordigheid onderskat nie. Om daar te wees. Kom ek sê nou vir jou, ek het nou al hoeveel keer gesien, en berading is glad nie my gawe nie, my bediening nie, maar ek het al hoeveel keer gesien, as jy net teenwoordig kan wees, nie met raad nie, nie met antwoorde nie, net te luister, net daar te wees. Ek weet, ek kan my nie indink nie, maar ek is jy is nie alleen nie. Ek onthou 'n vriend van my vertel het, toe sy vriend sy tweede seun aan die dood afstaan. Hier in Mosselbaai. Hy het geweet wat om te doen nie. So toe het hy maar in die oggende by hom gaan sit en koerant lees. En toe hy dit sê, toe dink ek, ja, hy het geweet wat om te doen. Hy was net daar. Moenie geld gooi na probleme toe om mense te help. Die geld kan later kom. Gee eers jouself. En hier's 'n wysheid wat Andy Stanley gedeel het, wat ek dink briljant is. Doen vir een wat jy wens jy vir almal kan doen. Julle ken mos daai storie, Ortiz vertel het. Hy vertel die seentjie wat by sy ma kom, hoekom gaan aardwurms dood as hulle uit die grond uitkom? Toe sê sy, maar nee, aardwurms eet grond.
En as hulle sien hoeveel grond hulle nog moet eet, dan gaan hulle sommer dood. Nou vriende, ek weet, as ons kyk na die nood in ons land, dan voel ons baie keer heeltemal oorweldig. Die nood is so groot, ons wil sommer net, ons Weiberkrietmure hoor bou en net TV kyk. Ek weet dit. Maar bid. Wees in 'n groep waar jy bereid is om teenwoordig te wees. Net daar te wees. En doen dan vir een wat jy wens jy vir almal kon doen. Dis 'n paar tips. Ek dink ons baie meer. Maar ons is nou gesalf. Jy is gesalf. Ons gaan dit verskillend doen en dis hoekom ons moet teamwork makes the dream work. His dream work. Ons gaan hande moet vat, sodat ander aan 'n ander gawes. Maar daar's 'n wêreld, was 'n wêreld wat sukkel met koers. En God is lief vir hulle. En hy het ons gesalf. So ons gaan vanoggend nagmaal gebruik en by uitstek is nagmaal die geleentheid wat sê die wêreld se lyding het Jesus op homself geneem. Sodat hy mense kan bemoedig en troos. God van ontferming, Vader van ontferming, God van vertroosting. Dis wat die nagmaal sê, dis wie God is. Sy liggaam is gebreek, sy bloed, sy lewe is gegee. Hy weet waar die wêreld gaan. Maar hy het vir ons 'n nuwe toekoms gewaarborg. Maak alles nuut. Tot ons daar kom, gaan almal van ons troos en bemoediging nodig hê. Ons het in ons vorige reeks wat gegaan het oor finansies, het ons mense gevra om stories te skryf oor voorsiening, hoe die Here al voorsien het, en histories van werk, histories van huisvesting, histories van gesinne, kinders wat deur probleme gegaan het, histories, iemand na die diens vir my gesê, hy het hier aangekom met 'n tassie, en nou het hy werk gekry in Stellenbosch, hy so hartseer, hy moet nou weggaan van Mosselbaai, maar daar's hoop. Daar's soveel stories, ons gaan vir die Here dankie sê vandag, en ook vir jou storie, van voorsiening, van troos, van inhak. Hier is soveel behoeftes, soveel behoeftes, maar dis ons God, die God van vertroosting. En Paulus sê in sy donkerste tyd, het hy geleer, om die God wat dooi is opwek te vertrou. So mag dit vandag ook wees wat nagmaal net opnuut in jou doen. Jy kan nie die God vertrou met jou lewe, maar jy kan hom ook vertrou om jou te gebruik. So ek wil jou uitnooi om die nagmaal elemente te gaan haal en dan toe kom sit. Die aanbiddingspan gaan so 'n liedjie sing en miskien wil jy terwyl ons sit sommer dit saam sing, net om die Here te prys dat dit is wie hy is, ons God van vertroosting. Maar dan ook jouself tot sy beskikking te stel. En dan gaan ons saam nagmaal gebruik. So ek nooi jou uit om elemente te gaan haal en dan weer te kom sit en dan gaan ons saam nagmaal gebruik.